Ons hoor vandag net weer hoe die Here vir ons sê, jy is my geliefde kind, oor jou verheug ek my. Goeiedag liewe broer en suster en welkom by ons aanlyn geleentheid vandag. Vandag hier in die erediens hier binne in die kerkruimte het ons 'n besonderse geleentheid wat ons vier en ek wil dit graag ook met julle deel omdat julle ook so deel is van ons geloofsgemeenskap. In die erediens verwelkom ons al ons graad 1's wat hierdie jaar begin met ons kruisfiksklasse. En dit is 'n besonderse geleentheid wat ons graag saam met hulle vier, omdat dit die begin is van 'n pad wat hulle gaan stap dan ook so tot en met belydenis. En daarom maak ons 'n punt daarvan om hierdie roetemerker neer te sit en saam te onthou die dag toe ons begin het. En ons gaan deur die erediens met die preek wat jy nou gaan kyk, gaan ons die verhaal lees van Jesus se doop, waar Jesus gedoop word in die Jordaanrivier, en dan hoor ons die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. 'n Gedeelte wat so mooi vir ons iets van Jesus se identiteit en ook ons identiteit in Christus verduidelik, omdat ons almal deel is van God se familie. Maar dit beteken ook ons is deel van sy gemeenskap en daarom gee ons elke dag of elke jaar vir ons graad 1's as hulle begin met ons kruisfiks, so 'n kruisfiks hempie om vir hulle ook daai idee te gee en hulle daaraan te herinner dat hulle hier deel is van ons geloofsgemeenskap. Vriende, ons is nog in Epifanie, die tyd van die jaar waar ons nadink oor God wat sy verskyning maak hier op aarde. En nou as ons eenvoudig daarna wil kyk, dan kan ons maklik gaan kyk na God wat homself in Jesus Christus bekend maak deur mens te word hier op aarde. Dit is so amper half die hoogtepunt van God se verskyning, maar nie die enigste manier hoe God homself bekend maak of openbaar maak aan ons nie. God het homself deur sy volk Israel geopenbaar. Dis een manier wat ons weet, dit was hulle roeping ook gewees om so te leef, dat die mense wat rondom hulle leef kan sien wie God is en hoe God met mense werk. Hy openbaar homself dan nou ook deur die liggaam van Christus, waar ons vandag deel is van dit, hoe ons ook in die wêreld dan sy genade en liefde gaan uitleef. En ons sien elke dag ook iets van God se karaktereienskappe wanneer ons kyk na hoe wonderlik hy die natuur geskep het. Sy versorging, die ritmes van die lewe, is alles maniere hoe God tot voorskyn kom in die natuur. Die teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees, wat handel oor Jesus se doop deur Johannes, is een manier waarom God homself ook vandag nog aan ons bekend maak, so deur die liggaam van Christus. 'n Stuk van die tekstuele konteks wat belangrik is vir ons saamlees vandag en wat ek graag wil hê jy jou aandag op moet fokus, is dat Matteus se evangelie begin met 'n geslagsregister. Nou soos ons telke male al vir mekaar gesê het, is die begin van die storie nogal 'n belangrike gedeelte, want dit help jou om iets van die stemming van die verhaal te beleef, en dit gee vir jou hierdie aanduidings van hoe die skrywer wil hê jy hierdie verhaal moet verstaan. Wat is die lens waardeur jy met hierdie verhaal gaan kyk? Kom ons dink sommer vir 'n oomblik net aan 'n praktiese voorbeeld. As ons gaan kyk na 'n gewone storieboek of 'n fliek, dan hier in die begin van die verhaal, dan kry mens mos te doen of maak jy kennis met die wie, wat, waar en hoekom. Dis wanneer die skrywer vir jou die agtergrond sê nou maar van 'n karakter wil gee, of jy word bekend gestel aan 'n karakter, die omgewing waarin hulle is. Alles goed wat belangrik gaan wees vir dinge wat vorentoe in die storie gaan gebeur. En mens besef nogal die belangrikheid daarvan wanneer jy so 'n halfpad in 'n storie inval en jy al hierdie belangrike goed in die begin gemis het, en dan maak dinge nie altyd vir jou lekker hier in die middel van die verhaal sin nie. Ek wil vir jou 'n aktuele voorbeeld gee. Soms so 'n storie hier uit ons gemeente uit. In die begin van die jaar het ek en my kollega oom Diff het ons 'n klomp van ons kruisfikskinders
na Genesaret toe gevat vir 'n dag, waar ons sommer maar net lekker aktiwiteite met hulle gedoen het, saam gespeel het daar in die water, geroei het, mekaar nat gespat het, klomp waterspeletjies gespeel het. Ons het selfs 'n bietjie end gaan stap daar op die staproete en lekker gesellig gekuier rondom 'n braaivleisvuur waar ons worsbroodjies gebraai het. Nou as ek hierdie verhaal nie begin het, of hierdie storie nie begin het deur vir jou te sê die wie, wat's, waar en die hoekoms nie, dan sou dit vir jou bloot maar net 'n storie gewees het van iemand wat ergens 'n lekker dag gehad het. Matteus kies 'n baie besonderse manier om die storie van Jesus te begin, met 'n geslagsregister wat nie net wys van waar af hy kom nie, maar eintlik 'n baie dieper betekenis het, en ons gaan dit saam verken vandag. Ons hou dit so half in gedagte, wanneer ons dan nou saam lees uit Matteus 3 van vers 13 af. Toe het Jesus van Galilea by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teengaan met die woorde: "Ek behoort deur u gedoop te word, en u kom na my toe?" Jesus het hom geantwoord: "Laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul." Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemel vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemel gesê: "Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug." Ons lees tot sover. Vriende, jy sal dalk nou wonder, hoekom is die geslagsregister so belangrik, buiten dat dit vir ons net wys waar Jesus vandaan kom. Sou Matteus homself nie eintlik baie moeite gespaar het deur, soos die ander evangelieskrywers, net te sê dat Jesus 'n deel is van die volk Israel en in Nasaret woon nie. Buiten dit wil Matteus ook vir ons iets van die aanloop tot by Jesus se verhaal aan die leser kommunikeer. Ek wil amper sê dat Jesus nie net 'n random Israeliet was wat 'n losstaande verhaal het en net so verstaan moet word nie, maar dat hy deel vorm van 'n groter verhaal van 'n volk. Wanneer ons na die geslagsregister kyk, hoor ons dan 'n klomp name wat uit die Bybel uit vir ons bekend is. Ons hoor hierdie name en dan onthou ons die verhale van hierdie mense waar God hom daar ook op 'n bepaalde manier bekend gemaak het. Ons begin sommer vroeg met die eerste naam hier in die geslagsregister by Abraham, die vader van die verbond. Ons onthou dan ook Isak se verhaal en Abraham se absolute vertroue in God se plan, daar waar hy vir Isak moes offer. Ons hoor Jakob se naam en ons onthou weer die genade wat God vir hom gehad het toe hy sy broer Esau vermoor het. So kan ek aangaan met 'n klomp ander name. En binne in hierdie geslagsregister is daar ook vrouename, wat nogal redelik iets ongewoon was in 'n manswêreld, as ek dit so kan sê. Rahab word daar genoem, maar sy was die Moabitiese vrou gewees wat die Israeliete weggesteek het in Jerigo se muur toe hulle in die moeilikheid was. Deel van God se groot reddingsplan. Rahab se seun Boas trou later dan met Rut, en so onthou ons haar verhaal as ons haar naam hoor. Ek wil jou graag 'n bietjie uitdaag om ergens in jou persoonlike stilte tyd of Bybelstudietyd deur hierdie geslagsregister gaan lees in Matteus en gaan kyk of jy hierdie verhale kan onthou by elke naam. As jy nie kan nie, of doen dit sommer as 'n lekker goeie oefening, gaan na elkeen van daai name toe en gaan soek die verhaal op in die Bybel en lees net weer vir 'n oomblik mooi hoe God homself aan daai mense bekend maak. Nou vertel Matteus die verhaal van Jesus se doop en hy doen dit so binne in hierdie konteks waar hy vir die mense wil sê, hierdie doop staan nie net los nie. Dit val binne in die groter verhaal
van Jesus se lewe, die groter verhaal van God se reddingsplan. En hierdie verhaal oor Jesus se doop begin so waar Jesus dan nou na Johannes toe gaan, en soos wat ons ook uit die tradisie uit verstaan is dat Johannes die doper nogal mense gedoop het, redelike klomp van hulle. So as hy by die Jordaanrivier besig was daar 'n klomp mense wat hy gedoop het. Jesus kom daar, en daar's 'n skare mense, en hy kies om in die ry te gaan staan, dat Johannes hom moet doop. Dink gou net vir 'n oomblik baie mooi hieroor. Die almagtige God, skepper van die hemel en die aarde, alle sigbare en onsigbare dinge wat ons kan sien, alomteenwoordige God, met sy groot majesteit wat ons menslike verstand nie eers kan begryp nie. En hy gaan staan onder gewone mense in 'n ry om deur 'n normale mens gedoop te word. Geen wonder dat Johannes so bietjie de mekaar was oor hierdie en gesê, Here, hierdie is eintlik regtig nie reg nie. Ons moet eintlik deur U gedoop word. Maar met nederigheid kom wys Jesus, hy word deel van die mense se verhaal en kies nie om die verhaal te oorheers nie. Hy's nie die hoofkarakter in hierdie verhaal nie, maar deel van 'n groter storie. Hy stap nie daarin en dwing gesag af en eis dat slegs hy die baas is nie. Hy kom nederig en kom staan daar tussen die mense en vereenselwig homself met die verhaal. Is deel van hierdie verhaal vanuit sy geskiedenis uit. Die verhaal van Abraham, Isak en Jakob, die verhaal van Rahab en Rut en al die ander name wat ergens in die geskiedenis 'n belewenis met God gehad het. En dan na Jesus se doop begin sy openbare bediening en dit eindig aan 'n kruis. Gelukkig, dank Vader, ook met 'n opstanding en die hemelvaart. En dit is juis wat Matteus hier wil onderstreep. Jesus se doop, sy lewe, sy leer, sy dood aan die kruis, die opstanding is nie geïsoleerde oomblikke nie, maar die vrug van 'n gemeenskap se gehoorsaamheid en sorg. Matteus eindig sy geslagsregister by Josef en Maria, Jesus se aardse ouers, en dan hoor ons in hierdie verhaal dat Josef van die begin af fyn ingestel was daarop om hierdie kind te kan beskerm. Toe Maria swanger geword het en alles teen hulle getel het, luister Josef na 'n engel en dan trou hy met Maria ten spyte van dat dit teen die samelewing was. Later weer waarsku 'n engel hulle en dan vlug hulle in die nag na Egipte toe om hierdie kindjie te beskerm teen Herodes se geweld. Nog later, gelei deur 'n droom, vestig hy Josef hulle nou in Nasaret daar, weg van Herodes se seun af, waar hulle Jesus veilig kan grootmaak. Josef praat maar min in die evangelies. Ons lees ook nie vreeslik baie van hom later nie, maar sy gehoorsaamheid praat hard. Sy dade herinner ons aan al die mense wat agter die skerms besig was, die familie en die vriende wat sorg dat die kwesbares leef en groei. Die tantes en die ouma en die ou buurtannie, die wyse manne, dikwels onsigbaar, maar verseker onmisbaar. Dan is daar ook die wyse manne, hulle is nou nie noodwendig deel van die geslagsregister soos wat Matteus sy verhaal begin nie, maar hulle vorm definitief deel van die geboorteverhaal wat ook hier vroeg in Matteus is, waar Matteus besig is om nou sy stemming van sy verhaal te deel. Hulle was totaal vreemdelinge gewees, het vir Maria en vir Josef van geen kant af geken nie, maar hulle beskerm die kind. Hulle weier om aan Herodes gehoorsaam te wees en stap eerder 'n ander pad huis toe om nie Jesus se ligging te verklap nie. Hulle verstaan die gevaar van mag. Dit maak hulle kwesbaar om teen Herodes se wense te gaan, maar kies om hierdie kind te eer en eerder sy lewe te beskerm.
So onderstreep Matteus dan nou vir ons nog iets wat ons hier vandag uit hierdie teks uit kan ontgin oor die koninkryk van God. En dit is, soos die Engelsman sê, it takes a village to raise a child. Dit beklemtoon die onskatbare waarde van 'n gemeenskap rondom jou. En dit is mos wat ons ook hier vier by die doop. As ons 'n kindjie doop, dan maak die ouers 'n doopbelofte. Maar dit is altyd voor doopgetuies. Dis hoekom ons nie op 'n Vrydag aand of op 'n Saterdagoggend gou vinnig 'n kind teen die konsistorie doop en dan sit afgehandel nie. Die ouers kan daar ook die belofte aflê, maar ons kom doen dit hier spesifiek in die erediens voor doopgetuies wat die hele gemeente is. Wie se taak dit is dan om te sorg en te bid en te help dra, om saam te help dat hierdie mensie kan leef in die volheid van God se roeping. Wanneer Johannes vir Jesus sê dat hy hom nie gaan doop nie, maar dit eintlik andersom moet wees, dan antwoord Jesus vir Johannes op hierdie manier. Hy sê vir hom, laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Vers 15. In Matteus beteken geregtigheid nie bloot net 'n morele lewe of 'n morele korrektheid nie, maar getrouheid aan God se wil en deelname in God se reddingsplan. Jesus het nie alleen by die Jordaan opgedaag nie. Hy is daar gebring deur liefde, gehoorsaamheid, mense wat moed gehad het om op te staan. Baie mense in die geskiedenis met wie God 'n pad gestap het. En so word Jesus dan ook deel van hulle verhale, deel van hierdie groter kollektiewe verhaal van die volk. Die doop van Jesus is daarom dan nie net 'n ritueel wat plaasgevind het nie, maar dit is hoe God se plan op daardie spesifieke oomblik van tyd besig is om vorm aan te neem. En dan gebeur daar iets wat wonderlik is. Dis nou hier waar God se ingryping is, wat niks is wat hier van onder af op die aarde kon gebeur nie. Die hemel gaan oop. Waar mense tot nou toe gehoorsaam was, neem God dan nou self die verantwoordelikheid. Waar mense beskerm het, bevestig God nou die identiteit. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Let mooi op. Ons het so 'n paar Sondae terug ook hieroor gepraat toe ons gekyk het na Jesus wat vir ons gesê het, julle is die sout en julle is die lig vir die wêreld. God sê nie eers hier dat Jesus na die wonderwerke, nadat hy gekruisig is en nadat hy opgestaan is, sy geliefde seun is nie. Hy sê dit hier aan die begin, terwyl Jesus nog nat uit die Jordaan uitgestap het, nog tussen gewone mense staan. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Jesus se identiteit word daarom 'n geskenk. Sy gehoorsaamheid vloei nie uit onsekerheid uit nie, maar juis uit die sekerheid uit. Hy doen die wil van die Vader, omdat hy weet wie hy is in die Vader. En dalk is dit ook vir ons die goeie nuus, liewe vriende. Dat ons plan vorentoe, ons lewe vorentoe, dat ons miskien dalk nie presies gaan weet hoe dit gaan werk nie. Dat ons nie weet met wat se uitdagings ons gekonfronteer gaan word nie. Maar juist dat ons hierdie sekerheid het, dat ons hierdie uitdagings kan beetpak, omdat ons weet wie ons is in die Vader. Ons geregtigheid lê nie daarin dat ons onsself bewys nie, maar juist dat ons leer om gehoorsaam te leef vanuit God se stem wat weer klink in ons lewe. Jy is my geliefde kind. Deel van my reddingsplan, gedra deur die gemeenskap wat ek in jou lewe sit en in die wêreld ingestuur. Die hemel gaan oop, nie net om Jesus se identiteit te bevestig nie, maar om te wys wie God is en wie ons in hom mag wees. Vriende, wanneer ons vandag in die erediens vir ons graad 1 se hempie gee, is dit vir hulle 'n teken dat hulle hier deel is van ons.
En net soos in Jesus se geval is daar vir hulle ook 'n gemeenskap wat beloof om gehoorsaam te wees, om deel te wees van God se reddingsplan. 'n Oom en 'n tannie wat ergens hulle hand opsteek en sê ek wil 'n pad saam met hierdie kinders stap in hulle geloofsvorming. Elke liewe bydra wat gemeentelede sigbaar of onsigbaar op 'n manier gee hier in ons gemeente wat ons kan gebruik vir geloofsvorming. Net soos in Jesus se geval is hierdie kinders wat ons vandag aan die Here opdra, het hulle ouers ook wat hier beloof om hulle te beskerm, te versorg en hulle van God te leer. In ons gemeenskap waar ons saam gelowiges en kinders van God is en leef en diensbaar is, word God dan ook deur ons en deur ons geloof geopenbaar aan hierdie jong gelowiges. Liewe vriende, dis die hart van Epifanie. Soos ons vandag hierdie roetemerker saam vier, dan dink ons aan hierdie stem uit die hemel wat vir Jesus gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Daardie stem het nie net Jesus se identiteit bevestig nie, dit het ook 'n roeping tot gehoorsaamheid en deelname aan God se plan uitgespreek. En dieselfde roeping weer klink vir elkeen van ons ook. Jy is my geliefde kind, oor jou verheug ek my. Om ons graad 1 te verwelkom is nie net 'n mooi simbool of 'n ou seremonietjie nie. Dit is 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging vir elkeen van ons gemeentelede wat elke Sondag hier sit, om jou lewe so te leef dat jy kan saamwerk in die plan wat God vir ons het. Saamwerk aan God se groot reddingsplan, om gehoorsaam te wees. Nie uit vrees nie, maar juis uit sekerheid dat ons weet God stap hierdie pad saam met ons. Juis uit sekerheid dat ons weet wie ons is in God. Om jou talente, jou dade, jou hart te kan gee en deel te kan wees van hierdie groter storie. Die storie van God se liefde wat mense vir so lank al dra en beskerm. Mag hierdie kinders vandag weet dat hulle deur God gekies is, gedra word deur hom en dat hulle sy liefde onvoorwaardelik ontvang. En mag ons almal groot en klein geïnspireer word om te lewe as mense wat nie net staan en kyk op 'n afstand hoe hierdie dinge gebeur nie, maar deelneem aan God se roeping in hierdie wêreld. Kom ons bly bid, liewe vriende, hier in ons gemeenskap en die groter gemeenskap van Ermelo, dat elkeen van ons die geloof en die gemoed het om te leef soos wat Jesus het. Deel van 'n gemeenskap, gehoorsaam en ook met volle vertroue op God wat ons roep en ons liefhet vandag ook en elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie dag en vir die vreugde om saam te kan wees. Dankie vir elke kind wat vandag hierdie roetemerker ontvang en vir elke ouer, kategese onderwyser en lid van hierdie gemeente wat hulle liefdesorg en gebede deel. Here, net soos U Jesus gekoester en gedra het, bid ons dat U elke kind hier vandag ook sal dra. Laat hulle weet dat hulle geliefdes gekoester word deur U en deel van U groter plan is. Help hulle om te groei in geloof, Here. Help hulle om moed te hê, om op te staan vir die regte dinge, Here, en U liefde te beleef, en om die geskenke wat U vir hulle gee te gebruik, om ander ook te dien. Seën ook die ouers, die familie en die gemeenskap rondom hulle, gee hulle wysheid en geduld om hierdie kinders te lei, Here, hulle te beskerm en te ondersteun in elke liewe faset van hulle lewe, sodat hulle kan leer om U roepstem te hoor en te volg. Mag hierdie hempie wat ons vandag vir hulle gee, Here, 'n teken wees dat hulle behoort. 'n Teken van vertroue en van U liefde wat altyd
by hulle is, ook deur die gemeenskap, hoe u dit ook deur die gemeenskap bekend maak. Laat elke gelowige, groot en klein, vandag en elke dag onthou, dat hulle deel is van die familie en dat hulle geroep is om te lewe met gehoorsaamheid. Here, daaruit vind ons die dapperheid en u vreugde. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Redder. Amen.